In vandag se les gaan ons bietjie kyk hoe ons desimale getalle afrond. Wat is die beginsels wat ons moet toepas? Desimale getalle kan op dieselfde manier afgerond word as telgetalle. Ons kan dit afrond tot die naaste telgetal of na 1, 2, 3 ensovoorts getalle na die komma. As die vraag nie spesifiseer tot waar jy moet afrond nie, rond jy gewoonlik af tot 2 desimale plekke na die komma. Dit is dus met ander woorde baie belangrik dat jy jou vraag mooi lees, sodat jy kan weet presies tot waar moet jy afrond. Vir afronding is dit ook baie belangrik om te onthou dat jy altyd na die getal net na die getal kyk wat in die posisie is tot waar jy wil afrond. As jy afrond tot die naaste telgetal, kyk jy na die tiende se syfer. As die tiende syfer 5 of meer is, rond jy op. Byvoorbeeld, as jy kyk na 4,7, dan sien jy hierdie getalletjie is groter as 5, dit gaan veroorsaak dat jy die getalletjie groter maak, so 4,7 word 5. As jy hom afrond. As jy byvoorbeeld kyk na 2,9, dan gaan jy sien dat hierdie getalletjie is groter as 5, so hy word afgerond na 3 toe. As ek praat van rondop, dan beteken dit hy moet die volgende getal word, hy word 'n getal groter. As ons byvoorbeeld kyk na 7,5, dan is hy, omdat hierdie getalletjie wel gelyk is aan 5, gaan hy benader word na 8 toe. As ons kyk na 'n paar voorbeelde, as die tiende syfer minder as 5 is, as die tiende syfer minder as 5 is, bly die telgetal dieselfde. As jy byvoorbeeld kyk na 'n getalletjie soos 4,3, dan kan jy sien hierdie getalletjie is kleiner as 5, so my getal die telgetal gaan dieselfde bly. Hy bly dus 4. As jy kyk na 2,1, dan kan jy sien hierdie getalletjie is kleiner as 5, so die telgetal gaan presies dieselfde bly. Met ander woorde, my telgetal as ek hom afrond bly 2. As ek kyk na 'n voorbeeld van 5,4, dan sien ek nog steeds dat hierdie getalletjie is kleiner as 5, so as ek hom afrond, dan bly my getalletjie die waarde van die telgetal wat 5 is. As jy afrond tot 1 desimale plek na die komma, kyk jy na die honderdstes se syfer. As die honderdstes se syfer 5 of meer is, rond jy op. Byvoorbeeld, as jy het 3,78, dan gaan kyk jy nou na die honderdstes se syfertjie. Daai honderdstes se syfertjies is nou groter as 5. So ek gaan hom oprond na die volgende een toe. Dit gaan maak dat daai 3,78 word 3,8. Met ander woorde, hierdie 7tjie moet nou 1 groter word. As jy kyk na 2,75, dan is daai getalletjie, die honderdste getalletjie is nou wel gelyk aan 5, maar dit beteken dat hierdie 7 ook moet verander, so jy rond hom af na 2,8 toe. 1,39 gaan jy weer kyk na jou honderde syfertjie, hy is groter as 5, so hierdie 3 moet verander, hy word dus 1,4 as ek hom afrond. As die honderdste se syfer minder as 5 is, gaan jou tiendes getal presies dieselfde bly. Byvoorbeeld, as jy het 5,72, dan kan jy nou sien dat hierdie 2tjie is kleiner as 5, met ander woorde, my tiendes se syfer gaan dieselfde bly, so hy bly 5,7. As jy het 6,84, kan jy sien dat hierdie tiende syfertjie is weer kleiner as 5,
honderdste se syfer is kleiner as 5, met ander woorde, my 10de syfer gaan dieselfde bly en hy bly 6,8. As jy afrond tot 2 desimale plekke na die komma, kyk jy na die duisendstes se syfer. Nou die duisendste se syfer is mos die 3de desimale plek na die komma. As die duisendstes se syfer 5 of meer is, rond jy op. Dit wil sê jou honderdstes se syfer word 1 meer. Byvoorbeeld, as jy het 5,629, dan kyk jy na jou duisendste se syfer, dis 9, en jy sien hy is groter as 5, dan word jou honderdste se syfertjie 1 meer, so as jy hom afrond word dit 5,63. Dit is baie belangrik dat julle met hierdie baie vertroud is, want meeste van die vrae in julle eksamenvraestel gaan vra rondaf tot 2 desimale. Jou rondaf tot 2 desimale tensy anders vermeld, so dit is nog steeds baie belangrik dat jy jou vraag lees. As ons kyk na die voorbeeld van 10,548, kan ons sien 8 is groter as 5, met ander woorde hierdie honderdes se syfertjie moet 1 meer word, so as ek hom afrond word hy 10,55. As die duisendste se syfer minder as 5 is, bly jou honderdstes se syfer dieselfde. Byvoorbeeld, as jy kyk na 3,623, dan kan jy sien dat hierdie driekie is kleiner as 5, met ander woorde, as ek hom afrond, gaan my getalletjie wees 3,62, want my honderdstes getal gaan nou dieselfde bly. As jy het 4,931, dan gaan dit beteken hierdie getal is kleiner as 5, en ek rond hom dan af, so my honderdstes getalletjie bly dieselfde, hy bly dus 4,93. Wat baie belangrik is dat jy hier sal onthou, dat jy hierdie reëls toepas, as jy afronding doen tot enige desimale plek. Nou is dit tyd dat julle hierdie lesie inoefen. Geniet die huiswerk.